Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons is die Here dankbaar dat hy ons lewe hou in die holte van sy hand, dat hy vir ons sê dat hy ons voetstappe rig, dat hy ons lewensdae bepaal het. En die Bybel sê vir ons dat hy ons ook eendag in sy heerlikheid sal opneem. Watter wonderlike vooruitsig en watter wonderlike wete en voorreg om te weet dat hierdie die slegste lewe sal wees wat ons beleef. 'n Lewe vol hartseer, pyn, droefheid. Ja, daar's ook tye van blydskap en vreugde en genietinge wat die Here ons gee. Maar ons weet, as ons die boek Prediker lees, dat die man Salomo sê, alles is te vergeefs, sê die Prediker. Ja, alles is te vergeefs. In die lig van die ewigheid, as ons dinge sonder die Here wil doen, as ons dinge sonder die Here wil aanpak, as ons die lewe wil geniet sonder die Here as senter, as middelpunt, dan verbeer ons eintlik maar die vreugde en die blydskap van hierdie lewe, en sal ons ook eendag, wanneer ons sterwe, van hom hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Vir ons as God se kinders, die blywende vooruitsig dat hierdie ons slegste lewe is, dat die beste lewe lê voor, die lewe sonder sonde, sonder hartseer, sonder pyn, sonder droefheid, waar die Here op die troon van die hemel sal sit, en waar hy sy regeer vir tyd en ewigheid. Dit is ons bemoediging, dis ons versterking, dis die daaglikse en blywende motivering vir my en jou lewe. En daarom dank ons ook die Here vir hierdie groot voorreg om saam met u dan die waarheid van sy woord te deel. Nou, ons begin vanmôre met 'n hele nuwe reeks. Ons gaan vanmôre begin met die gedagte van Bybelse berading vir blywende verandering. Nou vriende, ons het juis die tema ook so verwoord, juis opdat ons die klem wil lê op Bybelse berading. Die Bybel is die 66 kanonieke boeke van die Here wat hy vir ons gegee het, van Genesis tot en met Openbaring, 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke, deur die Heilige Gees ingegee, en die Here wat ons geskaap het sy woord vir ons gegee, sodat ons ook in elke situasie 'n Bybelse antwoord kan hê, en 'n Bybelse riglyn kan hê, en Bybelse oplossings kan hê, vir wat ook al ons probleme, ons sonde, ons verslawings, ons misverstande, wat ook al die scenario mag wees. Daarom Bybelse berading, die klem op God se woord, en dan die blywende verandering wat die Here teweegbring. Vriende, daar is legio, daar is honderde, miljoene mense reg oor die wêreld wat kan getuig en wat vir ons sê, eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here. Eens was ek op die weg van sonde, nou is ek 'n kind van die Here. Eens was ek vasgevang in hierdie boosheid, nou wandel ek op die weg van geregtigheid. Hoor hoe pragtig beskryf Paulus dit in die Korinteërbrief. Hy skryf daar in 1 Korintiërs 6 vers 10, hy sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En nou vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Is nie 'n wonderlike getuienis nie. Dit is van die mees gruwelikste sondes wat jy aan kan dink, hoereerders en afgodedienaars en wellustelinge en sodomiete en dronkaards en rowers, en ons dink baie keer sulke mense sal nooit die hemel sien nie. En die apostel Paulus kom in die 11de vers en hy sê, dit was sommige van julle. Baie van julle het so gelewe, maar die Here het julle gewas, die bloed van die lam. Julle is geheilig deur sy Gees, julle is geregverdig in sy naam, en sy Gees woon nou in julle om julle te leer en te lei in die waarheid. En dis waaroor hierdie reeks sal gaan. Bybelse berading vir blywende verandering. Nou vriende, soos die meeste van u weet, is daar so plus minus 19 van ons mense in ons gemeente, besoekers in ons gemeente, mense wat deel is van die gemeente via die sosiale media, wat hierdie jaar dan die Bybelse beradingskursus begin het. Nou, daar is so baie wat gepraat word oor hierdie Bybelse en beradingkursus, wat hulle tans deurloop, dat 'n mens dit nodig ag om ook te deel met die ander wat nie die voorreg het om hierdie kursus self by te woon nie. Nou vriende, die grootste was die ontnigtering, waar baie van hierdie mense moes sien dat ons eintlik in die wurggreep van sielkunde vasgevang is binne die kerk van die Here Jesus. Dat die Bybel eintlik maar 'n voetnota geraak het vir predikers, en hulle reken dat hulle nie geleerde mense is om mense met probleme te help nie. Vriende, dis die grootste leuen op aarde. Luister, God het ons geskape en hy het sy woord gegee wat genoegsaam is, en die prediker is veronderstel om vanuit die kansel daagliks te preek met die doel dat mense sal hoor en sal verander, en dat daar 'n blywende verandering in hulle lewens sal plaasvind. Ag, die groot ontnigtering wat mense vir my gesê het, luister Gerard, ek het nie geweet dat daar so baie verdienste is uit medikasie
wat deur sielkundiges voorgeskryf word. En dat daar so baie mense is wat met groter probleme sit en soveel neeweffekte en soveel gevolge van die medikasie wat aan hulle voorgeskryf word nie. Luister vriende, vandat sielkunde op die voorgrond getree het, was daar nog nooit soveel klinieke wat gebou word en mense wat gesond instap, wat as siek gediagnoseer word en wat vandag in 'n gestig of 'n kliniek lê en dink hulle siek nie. Luister, ek wil vir u sê 9 uit die 10 van die mense wat gediagnoseer word met een of ander afwyking is mense wat blakend gesond is, wat stryd het met die lewe, dikwels die gewete wat hulle baie pla, baie dinge wat gebeur in hulle lewe. Hulle gaan na die dokter vir raad. Die eerste ding wat hulle doen is om medikasie voor te skryf, later 'n sielkundige voor te skryf en van daar af is die afwaartse spiraal sigbaar en mense verval al hoe dieper weg in ellende. Ag vriende, as u vir my vra in hierdie môre is ek 'n vyand van sielkunde, dan is my antwoord ja. Die rede daarvoor is omdat sielkunde soveel skade al berokken het aan mense se lewens. En dis nie iets wat ek sommer hier uit die sy uitskiet nie. Daar is duisende boeke geskryf. Daar is baie artikels geskryf. Daar is baie gesprekke gevoer. En ons gaan deur hierdie reeks vir u wys dat die vaders van sielkunde was basies almal ateïste gewees. Mense wat die woord van God as niks geag het nie. Wat Christene geag het as mense wat nie die lewe in die oë kan kyk nie, dan vlug hulle na hierdie godsdiens as 'n ontsnappingsroete om tog net te probeer sin maak van die lewe. As jy net so bietjie die geskiedenis van sielkunde gaan bestudeer, sal jy agterkom waarom ons die klem plaas op Bybelse berading vir blywende verandering. Daar is legio getuienis van mense wat in sielkunde vasgevang was. Mense wat gepoog het deur allerhande gesprekvoeringe en medikasie om mense te help en later moet hulle agterkom, daar is een mens, daar is een wat kan help. Dit is die Godmens Jesus Christus wat na hierdie aarde gekom het, wat sy woord geïnspireer het, vir ons gegee het, sodat ons blywend kan verander. Dr. R.C. Sproul vertel dat hy 'n vriend gehad het wat 'n psigiater was en hierdie vriend het hom op 'n stadium genader en gesê het, R.C., wil jy nie vir my kom werk nie nou, as jy nie weet wie R.C. is nie. Hy was 'n baie groot presbyteriaanse predikant. Hy word beskou as een van die sterkste predikers van die afgelope 100 jaar, sterk gereformeerd in sy sieninge, 'n man wat God se woord lief gehad het. Hierdie psigiater vriend van hom vra, wil jy nie vir my kom werk nie, ek sal jou dubbel of trippel meer betaal as wat jy tans kry. En R.C. het vir hom gesê, maar ek is nie 'n psigiater nie, ek is nie opgelei in psigiatrie nie, hoe wil jy my hê? En hy sê vir hom hierdie woorde, hy sê, die meeste pasiënte is nie mense wat medikasie nodig het nie, hulle het 'n predikant nodig, hulle het die waarheid nodig, en u kan maar gaan kyk, dis 'n gedokumenteerde verhaal wat Dr. R.C. Sproul vertel het. Waarom sê ek vir u in hierdie môre hierdie dinge? Dat u nie sal dink dat die Bybel 'n minderwaardige boek is, en dat daar ewe skielik nou iets nuuts op die voorgrond verskyn het, en dit is sielkunde wat ons nou oplossings gaan gee vir ons probleme nie. Die teenoorgestel is net waar. Vriende, vir honderde, duisende jare was daar nie iets so sielkunde gewees nie. Mense het na God se woord gegaan. Mense was deur predikante begelei in die waarheid van God se woord. Mense was gewys op hulle sondes. Mense was gewys op die vergifnis wat God gee in Christus. Mense was gewys op die kerk wat noodsaaklik is in hierdie pad van verandering, waar jy saam met jou medegelowiges die pad kan stap, om te sien dat hulle dieselfde probleem as jy beleef, en sodoende ook oplossing gekry het in die woord van die Here. So waaroor gaan hierdie reeks? Hierdie reeks gaan nie oor om een of ander persoon aan te val of mense sleg te sê nie, glad nie. Dit is net weer om die klem te lê op die Bybel, God se woord. Die hele skrif is deur God ingegee. Hebreërs 4:12 sê die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Luister vriende, daar's net een boek op aarde wat bekend staan as 'n lewende, kragtige boek en wat skerper as enige tweesnydende swaard. Die Bybel sê dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrikte en murgnis, 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. En luister, ek wil vir u dit baie duidelik stel, dat die Bybelboek, die boek is wat gepreek moet word. Dis die boek wat ons moet lees, dit is die waarheid van God se woord, wat ons vir mense moet gee wat in krisis situasies is. Ons gaan 'n paar van die dinge hanteer in hierdie weke en miskien maande wat volg. Dinge soos ADHD, dinge soos maniese depressie, dinge soos mense wat sê hulle is verslaaf aan pornografie of verslaaf aan drank. En ons gaan 'n bietjie kyk wat die Bybel sê oor hierdie sogenaamde diagnoses. Ons gaan 'n bietjie kyk na mense wat in vrees lewe, mense wat met depressie sukkel. Al hierdie goed gaan ons na kyk vanuit 'n Bybelse
perspektief. En ag vriende, ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, dat God se woord en die waarheid van sy woord sal seëvier. Dat u opnuut weer sal sien dat die Bybelboek is 'n kosbare boek. Ons moet sy blaaie deursoek, ons moet dit lees en gehoorsaam. En die laaste vraag wat ek net wil beantwoord is, mense vra my, kan ons die Bybel en sielkunde met mekaar versoen? En die antwoord is 1000-maal nee. 'n Mens kan nie 'n wêreldse stelsel met die Bybel versoen nie. Beteken dit daar niks nuttigs is uit die sielkunde nie? Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Daar is seker 1 of 2 dinge wat na vore gekom het oor die jare wat 'n mens miskien na kan kyk, maar luister, dit bring geen verandering nie. Want verandering kom van binne, gewerk deur God die Heilige Gees, en dit werk in jou lewe na buite uit, sodat God die eer kan kry. Daarom gaan die klem gelê word op die Bybel, Bybelse berading, Bybelse raad vir blywende verandering, wat ook al jou kwessie, wat ook al jou probleem, wat ook al jou situasie. Mag die Here ons wysheid gee. U sal sien dat hierdie reeks verskillende vrae gaan beantwoord, verskillende scenario's gaan hanteer, en ons bid dat die Here vir ons groot wysheid sal gee. Vriende, groete vir u en 'n mooi dagie verder. Tada.